Dierbare Koning Jesus is met ons sag op ons voor die aangesig verskyn. Ons het al reeds in die teenwoordigheid ingekom en 'n goeie engel het ons vergesel. Ek bid dat die Heilige Gees ons harte sal verlig, sodat die woorde van die woord wat ons sal spreek vanoggend van U afkom en nie van die mens nie. Here, open nou die woord en open ons verstand. In Jesus' naam vra ons dit. Amen. Ek wil vir graag voorlees, baie bekende skrifgedeelte, baie geliefde, baie mense. Uit die mond van Johannes, die geliefde apostel. En hy skryf, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ek wil graag vir die byvoeging van hierdie teks sê dat een van die mooie teologie van die Bybel is dat die geregtigheid wat Jesus vereis vir die redding van die mens, het hy voorsien in die kruis. Dis waar my klein plaas vandag aan hierdie boodskap is dat God verwag nie van ons om iets te doen wat ons in onsself doen nie. Maar hy het voorsiening gemaak deur te gee, sodat ons kan neem van hom die gawe van verlossing. Mag die Here vir u sê. Hierdie was een van my pa se gunsteling liedere, want hy het gesê dat dit wat God vereis het, het hy voorsien. Ek het vanmôre van 'n oubie gesê, die kerk is besig om my preek op te mors, van die begin af. Ek het eintlik nodig om iets te sê verder nie. Die offer wat nodig was in die plek van Isak was voorsien na die berg Moria. Ek wil met u praat oor liefde wat voorsiening maak. So maar vir ons daar die eerste skryfie op, baie dankie. 'n man met die naam van Alfred Brisbane skryf in 1911 in 'n koerantberig en hy sê, gebruik 'n foto wanneer jy iets van mense wil sê. Dit is 1000 woorde meer waar. Dit het waarde vir 1000 woorde te weergevoeg. En nadat dit gesê het, baie mense daar die slagspreuk aanvaar in Engels, a picture paints 1,000 words. Verlede jaar, 2024, ontdek ek hierdie foto. Facebook. En daar waar die kindertjies het bygesit. 1977, 3 jaar van 'n 10A klas A1. En dis 'n merkwaardige foto, want as jy na die foto kyk, sien ek is die enigste ou daar wat nie wat ander nie. Of 'n das nie. En as jy kon sien my voete, ek het vleis gedra, nie swart skoen op die ander kant nie. En hulle wou my nie in die foto sit nie, want ek moes 'n baadjie gehad het, ek weet nie 'n baadjie gehad nie. En die biblioteekonderwyseres het haar vreeslik vervies, nie van my nie, maar van die fotograaf. En sy sê vir hom, jy vat geen foto's voor ek terug is nie. Sy vat my daar uit die saal uit waar die foto's geneem was, en ek stap saam met haar na die hoofse kantoor toe. En ek het gedog, ek gaan soos gewoonlik 'n pak slaag kry. Baie daar gaan kyk op die pas, ja. En sy stap daar in die kantoor en sy sekretaresse maak 'n kas oop en sy haal daar klere uit wat kinders weggegooi het, verlaat het, agtergelos het. En sy sê, soek vir jou 'n baadjie. Maar een ding is baie seker, jy gaan nie in die foto uitgestuur word. Dis wat die baadjie wat ek daar dra. En sy het gesê, maar net nie eentjies met goedjies opgeskryf nie, want jy het nie prestasies gehad wat daar kan sit nie. My pa het gesê, hy gaan nie 'n baadjie koop vir 1 jaar nie, dit is geldmors, die standaard 9 klas het van 6 tot 9 dra streepies, baadjies en streepies dasse. As jy matrikuleer in daai skool, Afrikaans hoër in Germiston, dan het jy 'n klein baadjie gekry, wat lekker geborduur is, party van hulle as jy 'n prestasie staat het. En al jou dingetjies wat jy bereik het in die sak geborduur.
En natuurlijk 'n das wat die skoolwapentjie op gehad het, wat ook 'n blou das was. Die liefde van God het dit wat vereis was aan die kruis van Golgotha voorsien. Die man staan in die hof, die regter vra vir hom, is jy skuldig of onskuldig? Hy pleit skuldig en hy beboet hom R1000 boete. En die beskuldigde sê vir die regter, ek het nie daardie geld nie. Hy sê, ek weet, jy het nie daardie geld nie. Hy staan op, en hy maak sy beursie oop en hy haal R1000 uit. En hy gaan na die klerk van die hof toe, daar gesit het en sê, hier is die geld vir die boete. Ek moet daar wat van. Ek weet nie of jy besef wat ek vir my sê vanmorgen nie. U sal nie in die hemel ingaan deur u geregtigheid of u werke of enigiets wat u gedoen het wat noemenswaardig is. U gaan absoluut in die hemel instap op die meriete van Christus. Want hy het sy volmaakte lewe aan die mens om te gee, gesê, hier is my lewe, vat dit, dis al wat jy moet doen. En as jy voor die wet gaan staan, gaan die wet julle regverdig verklaar, omdat my lewe skoon is en rein is. Ek moet maar daai voetjie afhang, dankie hoor. Is u toegerus van God se foto? Hulle het in daardie foto die topkandidate van die jaar in die eerste ry gesit. En die res van ons in die agterste ry. My Engels onderwyser het vir my gesê, jy is in die verkeerde klas, en hierdie klas is die elite klas van die skool. Die kinders wat in die universiteit gaan is in hierdie klas. Jy is nie daar materiaal. Ek het daar verkeerd bewys, hierdie genade van die Here. Hulle kon my verder sien nie elke Vrydag as 'n skool die saal uitkom, dan in die skool of by die deur gestaan, en hy net vir my so gemaak om sy kop, dan stap ek as die kantoor toe, niks gesê nie, maak hy sê 'n kassie op, en so 'n glas deur die gehad, en haal hy rot dan uit, en buig hy so slag, en dan gee my met 2 houe, dan sê hy vir my, tot volgende Vrydag, want ek wil nie anders toe kry nie. Ek het nog gevat, dit was my voorreg gewees. Geliefdes, wat is u besig om op te offer vir die werk van die Here? Is daar mense wat vir u onregverdiglik dalk, as dit is die geval, dinge vereis wat u moet voorsien, wat u nie kan voorsien? Is die Here besig om 'n pad vir u te baan waar u die ding kan gaan? Toegerus vir 'n taak. Matteus 22 vers 11-12, ek lees op die agtergrond vir u van die boodskap. Is daar 'n groot bruilofsmaal en die koning stuur sy diensknegte uit na die mense toe wat hy eerste sou gehad het by die bruilof. Nou wie noem mense uit? As jy 'n bruilofsfees hou, dan noem jy eerstens jou familie as die mense wat die voorste plekke gaan vul. Die mense wat die kaartjies moet invul en sê ek gaan kom of ek gaan nie kom, die uitnodiging gaan na hulle toe, dan die vriende. En dan as daar plek is in ons kerk het ons die gewoonte om die lidmate ook uit te nooi. Maar gewoonlik nie na die resepsie nie, net na die trouwe toe voor die tyd. Die diensknegte kom terug en hulle sê, ons het die boodskap uitgestuur, maar die mense kom nie. En inteendeel in hierdie verhaal, daar is 2 verhale in die Bybel, begin die mense verskonings maak oor hoekom hulle nie kan kom nie. En die Bybel sê hulle eenparig besluit, met ander woorde is 'n kompot. Hulle boikot daardie troue. Dis 'n huweliksfees, koning se seun word getrou. En die koning sê, gaan weer uit en nooi almal uit, maak die deure oop vir enige een, en hulle gaan die straat, ek het van tevore al met hierdie lees gepraat. Hulle bring die mense in, soos hulle is. Nou hoe is jy in die straat loop? Jy het jou werksklere aan, jy het jou sportklere aan as jy draf, jy bes draf. As jy tuin werk, jy tuinklere aan, en so kom jy na die kerk toe. Nou sê die gasheer vir jou, jy kan nie so in die kerk inkom nie. Wees nie? Engels sê gedres nie, jy is nie aangetrek vir die aangeleentheid nie. Maar die gasheer sê, ek het hier 'n kas met klere, met bruilofsklere, wit kleed. En elkeen van julle as julle inkom in hierdie kamer in, kan julle 'n kleed ontvang, wat julle geskik sal maak om deel te wees van hierdie fees. So elkeen kry 'n kleed.
Nou kom hulle in die saal in en hulle wil fees saam met die gaste doen. En die Bybel sê, Matteus 22:11 en 12, die koning stap deur die genooides van die gaste, en hy vind daar iemand wat nie 'n Bybel spreek aan het, en hy vra van hom, vriend. En die woord vriend hier is 'n baie spesiale woord. Dit is nie die agape liefde wat hier so vir vriend hier, dit is 'n spesiale, dit is 'n goeie weersvriend. Dit is wat die Griek sê. Iemand wat daar is vir die voordeel wat hy kan kry uit daardie situasie. Dis hoekom hy daar is, vir die kos en vir die lekker samestem. Dit is nie gepla oor die huwelik van die bruidegom en die bruid nie. En hy kon hom nie antwoord nie, sê die Bybel, en die Bybel sê vir ons dat hy het opdrag gegee aan sy diensknegt om hierdie man te vat en uit te gooi buitekant in die buiteste duisternis, sê die Bybel. In 'n voorstelling van die ondersoekende oordeel waar Jesus deur die mense se name gaan, beginnende 22 Oktober 1844, nou 'n paar dae agter ons. Hier is 150, 60 jaar nou al, ek weet nie getel nie, verby. En die werk gaan nog steeds aan. Jesus stap deur die gaste wat uitgenooi was, om te kyk of elkeen wat ingekom het soos hulle was, 'n bruilofskleed aan het. Sal wat hy doen? En die Bybel sê vir my in die Psalms dat hy gaan naam uit die boek van die lewe verwyder. Dis wat Dawid bid, hy sê, Here, neem tog nie my naam in die boek van die lewe nie. Jesus is besig om te ondersoek wie is daar op hulle eie meriete en wie is daar op die genade van God wat sy kleed wat hy gegee het, voorsien het, aanvaar het. Ek was in die foto omdat ek 'n baadjie gegee was. Ek het die ander vereistes nagekom om die standaard 10A klas te lees, standaard 10A1. Ek het 5 hoofvakke gehad wat almal hoofgraad gedoen was. Maar dit was nie goed genoeg vir die foto nie. Die onderwyser, die fisiehoof het my ingeroep eendag, gesê hy vir my, ek kan net 'n baie goeie gesprek voer gehad oor die laaste 2 jaar van ek die klasse was. Toe sê hy vir my, standaard 9, ek wil jou geheim vertel. Hy sê, hierdie skool het 'n reputasie dat nooit in die geskiedenis van hierdie skool enige matrikulant gedop het. Hy sê, as ons hulle dop, dan dop ons ons standaard 9. So, ek was nie 'n slegte student nie, en was goeie vriende, hy sê, ek waarsku jou voor die tyd. Jy moet meer leer vir jou standaard 9 eksamen as jou eindeksamen van hierdie intern. Jy gaan dit nie maak in die volgende jaar toe, as jou punte nie ook in die sekere gemiddeld is nie. Dit was die waarheid, dit is vandag genaam. Openbaring, geliefdes, is die groepfoto van God van sy kerk. Johannes sien in die visioen, Openbaring 14, die mense wat die kleed aanvaar het, en uitgenooi is, en wat dit gemaak het, wat gebly tot die einde toe. En hy begin vir ons daarvan vertel, die foto van God. Hy sê daar is 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, almal van Adam af tot by die laaste wat sal lewe wat in die gewone groep van mense is wat verlos is. Daar gaan baie mense in die hemel wees wat verlos is, maar wat nooit deel was van God se koninkryk eintlik nie. Mense wat op die laaste einde van hulle lewe die Here aanvaar het. En verlos gaan wees, ek lees in die boekie Selected Messages op 1 dat die diensmaag van die Here skryf dat die Here gaan eendag daardie mense wat op die laaste uur van hulle lewe die Here aanvaar het en nie geweet het hoekom hulle daartoe gaan nie, gaan hy vir hulle vat met die boek van die lewe en gaan hy sê, ek gaan vir julle vertel hoekom is julle hier, want hulle gaan vra, wat maak ons hier? Ons verdien dit nie. Hy gaan terugwys na die kruis en sê, ek het die geregtigheid wat my wet vereis het, voorsien deur my lewe, en julle dit aanvaar deur geloof. Dit is genoeg. Dit is vir ons. Daar gaan 'n groep mense wees wat 'n rooi soem aan hulle kleed het aan die onderkant. Ek kan dit lees in die eerste skrifte, wat op 'n spesiale wyse gelei vir God se saak, martelaar. Hulle gaan net spesiaal vir word. Hulle gaan 'n beloning kry vir dit wat hulle deur gegaan het. En dan is daar die 144.000, dit is u en ek.
die laaste stryd sal gaan, sonder 'n middelaar. Hulle het ook elkeen 'n spesiale oorwinnaarskroon gegee, die Stefanuskroon, die een wat die oliekrans is, nie die goue kroon, die diademate nie. Maar ons word ook goue krone beloof. Ons gaan elkeen 'n wit kleed kry wat ons gaan dra, wat simbolies gaan wees, en ons gaan 'n wit keursteen kry met 'n nuwe naam. Ek het al baie gewonder, wat is die naam wat die Here vir my dalk het op die nuwe aarde? Weet jy wat dit sou wees? Ek is nou skieurig. En niemand gaan dieselfde naam hê nie. Geliefdes, my vraag vir u is eerstens, sien u uself in die groepfoto van Christus? As mense na 'n groepfoto kyk, wie se gesig soek jy? Wie soek jy eie gesig? Of iemand wat jy ken ten minste? As u Openbaring lees, moet u gesig sien in die Heelwysel Kerk. Want u, as u gaan lewe tot die Here kom, gaan die 144.000 word. God gaan u beskik. Jesaja 26 vers 20, een van my geliefkoeste tekste. Kom my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe. Verberg jou vir 'n klein oombliekie totdat die gerimmigheid verbygaan. Soos hulle in Egipte in die huisies gegaan het en die deur toegemaak het wat met die bloed besmeer was. En die engel van die Here verbygegaan het. Verby wat? Verby hulle ongeregtigheid. Die Here gee vir u en vir my verlossing voordat ons verlos is deur werking. Voorwaardelik. Tijdens deel 5, met sy 425 lees ek, die kerk is God se tuin, soos Adam en Eva in Eden gehad het. En ek lees dit, in die tuin van Eden was daar geplante of volgroeide plante gewees, terwyl die res van die plante groei buitekant op natuurlike wyse is opgroei. Baie interessant. God maak voorsiening vir die twee paar om van die begin af kos te hê, geselskap te hê en 'n byplek te hê. Maar buitekant Eden begin die natuur self op sy woord opstaan. Met sy 491 vir die nederige gelowiges, die huis van God op aarde, die kerk, die hek van die hemel. Die sing van lofprysing, gebede, die uitgesproke woorde deur God se verteenwoordigers, is die aangewese agentskappe wat mense voorberei vir die kerk daarbo. Ek het dit vanmôre gehoor hierso. Gepraat oor die kerk, gepraat oor die altaar, gepraat oor die plek waar jy wat doen? Aanbid. Sê maar, sy het my preek vernoem vanmôre. Maar dit is goed. Nou is dit my gedagtes, né? Dit sê verder, die huis is die heiligdom van die gesin. En die binnekamer is die tuin. Die mees geëerde plek vir individuele godsdienst. Matteus 6 vers 6 sê wat? Gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid dat jou Vader wat in die verborgene is, en die Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelden. Het God voorsiening gemaak? Hy maak vir die voorsiening vir 'n plek hier, waar jy kan aanbid. Privaat aanbidding, huis binnekamer, huisgodsdienst miskien, publiek aanbidding, die kerk, sabbatdienste, bidure. Een van die ouderlinge sê vir my dat die kerk is besig om leeg te loop. PUS. Ek was in 'n gemeentevergadering hier nie baie lank gelede nie, wat daar vir my gesê is, maar daar is meer as 130 lidmate op die boeke. Maar mag meer wees, weet jy waar die statistiek nou is nie, waar is die mense? Ek het die laaste 2 maande 2 keer in die kerk gekom vir bid hier, as ek die deure toe. Nog nergens nie. Iemand die tye wat u met die Here kan spandeer, gebruik. En daar gaan 'n waaragtige dag kom wanneer u nie meer kan bid in die kerk nie. Of dalk by 'n bidtuur nie, by 'n groep mense. Of waar die eie aanbidding bevraagteken sal word as u in die binnekamer gaan moet aanbid. Aanbidding in die gedagte van God was, Engels sê paramount, dit was die hoogste gedagte. Levitikus 23:2 sê, elke Israelitiese man moes ten minste 3 keer 'n jaar
voor die aangesig van God verskyn by een van die feeste, ten minste Hebreërs 10 vers 25, laat ons die onderlinge byeenkomste nie verwaarloos soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit is te meer naarmate jy die dag van God se nader kom. Geliefdes, elke Sabbat, elke geleentheid is 'n dag vir u waar u kan vir die Here sê, gee vir my weer waar ek weet, want ek het iets om toe te maak. Gaan dit nie maak van myself nie. President George Bush het gesê van een van sy opponente, as hy sê dat hy geniet elke oggend 'n koue stort voor hy sy dag begin, dan lieg hy heel waarskynlik met ander dinge ook in sy dan neem jy daar campaign periode. Is dit waar van ons lewens dat ons nie die dinge van die lewe kan geniet? Ons 'n algemene nominale godsdienstvorm. As ons ons privaat aanbiddingsplekke verwaarloos, is die kans baie goed dat ons die publieke aanbidding sal begin verwaarloos. Want dis waar het begin. Ons het vanmôre net gehoor in die Sabbatskool. Deel 5, bladsy 315 van die Diensmaak van die Here skryf: die genadegawes van die Here is vars elke oggend, en sy getrouheid sal nie teleurstel nie. En nou sê dit hierso, was dit 334, God raak nie gewoond aan ons sondes nie. Wanneer ons die plek bereik waar ons nie langer meer verander nie, is daar geen doel meer van ons in ons lewens nie. Liefdes, ons wens vanoggend, as die koninkryk van God nie in die hart is, maak niks wat jy verder doen saak nie. Want jy self die siel sal nog het nie. As jy nie gered word nie, dan beteken alles wat jy gedoen het niks nie. Agtergrond van die boodskap, Matteus 21, Markus 11, Lukas 19, Johannes 2, die reiniging van die tempel, God se aanbiddingsplek. Hoe het hy gesê? Die huis van my Vader, het dit genoem. Die tempel, tabernakel van tevore, waar God mense ontmoet. Hy sê vir Moses in ons les so 'n paar weke terug, dat julle my heiligdom maak, sodat ek in julle midde kan woon. God wil met u gemeenskap hê. U moet persoonlik voor hom verskyn. U persoonlike aanbidding, u moet elke dag die genade van God ontvang. En dit skryf en sê dat die seëninge van God is soos die manna. Wat jy optel, kan jy geniet. Maar jy kan nie teruggaan en gaan haal wat jy gister gemis het nie. Dit gaan weg. Die seëninge wat God vandag vir jou uitgepak het, hang net eers van dat toebreekies gemaak. As ek in die huis rondloop, is nie die waffie kos staan daar. Ek weet wat kos is nie by hulle. Maar reik man nie kar, wat vir haar kos. Sy kan nie sien dit, terwyl sy nou met die op sit. Gaan die Here agter die hand gaan met die kosbakkie, as jy dalk in die oggend nie kans gehad het om iets te eet nie. Het jy geweet, Jesus se huistaal was Aramees gewees? Nisan, die Babyloniese naam, Adar, Aramees, die Hebreëse naam, eerder Aramees. 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, die Paasfees, die fees van ongesierde brode, die eerstelingsfees. Dit is 'n Sondagmôre. Jesus stap in die tempel in en hy sien die dinge wat daar aangaan. Nicodemus, een van die raadslede, een van 70, 'n Fariseë, hoogleraar, Sanhedrin, lid, staan en kyk hoe Jesus die geldwisselaars se tafels ondersteun hier. Hoe hy die diere uitdryf met 'n gesag wat hulle nie kon weerstaan nie. Hoe die mense vlug oor die onheilige dinge wat hulle doen. En hy sê vir hulle, die huis van my Vader moet 'n plek van aanbidding wees. Sagaria 9 vers 9 sê, verheug jou grootste dogter van Sion, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op die esel. 3,5 jaar later, en 3 jaar, wanneer dit later gebeur, het 6 maande later begin.
stap Jesus weer op Sondagoggend, ry op die donkie ieder van die Olyfberg af, die skare tegemoet. En hierdie profesie word waar. Jesaja 62 vers 11, ry die pad voor, julle verlossing is aan die kom. Psalm 9 vers 14, hy staan in jou poorte, ek sal my verheug in my verlossing. Tempel, aanbiddingsplek, die huis van God, onderrig, samesyn, plek van offergawes, die altaar van môre se les. Hierdie is die altaar, waar jy bid. 3 dele, buitenste voorhof, binneste gebou, en dan die allerheiligste. Alle mense kan in die buitenste deel ingaan, die priester sal alleen in die binneste deel, en dan die hoofpriester in die allerheiligste. Ek gee vir die dinge wat jy reeds weet. Dit is nou feestyd, dit is rustig, die ballingskap is agter die rug, die Israeliete het rus gekry, het gedink, en nou word die binnehof van die tempel 'n handelsentrum waar die priesters nou offerlammetjies te koop. Want watter Israeliet wil al daar die honderde kilometers ver met 'n bokkie of met 'n skaapie loop, as hy by die tempel kan gaan en 'n bokkie kan koop en sy offer te bring. Nou kom hy daar, nou vat hy daai bokkie kos hom 6 of 7 keer meer as wat hy by die reis kon gehad het. Nou wat maak hy? Hy betaal dit maar. Dus as hierdie padkastries wat julle as 'n padreis in 'n reis, hulle is oor die bal duur. Baie duur as ek bedoel. Ek het al geleer as ek op reis gaan, dan gaan ek na 'n goedgekeurde winkel en ek koop my goed wat ek nodig het, sodat ek nie daar moet stop en daai goed betaal. Maar ons is dors, ons is honger. Daai chips weet nie, 'n lekker koeldrank. En dan doen ons dit maar. Tipologies 3 stadiums van ontwikkeling en aanbidding. Die uitwendige deel, die alledaagse godsdiens, die dinge wat mense van buitekant af vir ons raak sien. Wat sien mense raak? Hulle kyk na ons kleur, hulle kyk na ons taal. Hulle kyk na ons optrede. Paulus praat van die wandel. Die plek waar ons offerandes bring, wat ons gee. Waar ons gaan. Wat jy eet. Wat tieners wat jy betaal. En ek kan baie verder gaan. Wat is in die buitenste voorhof van die lewe wat mense sien? Jou selfoon, jou rekenaar. Hoe sien jou bure in die voorhof? Wat hang op ons mure? Ek het hele dag vrywillig mure gesien waar ek besoek het. Boeke in jou boekrak. Jou yskas. Ek noem so 'n paar dingetjies, en dit is nie so belangrik vir my nie, maar op hierdie stadium, wat sê die skrif, 1 Korintiërs 6 vers 19? Die liggaam is die tempel van die Heilige Gees, God wil in ons woon, en as hy nie die buitenste deel van ons kan woon nie, dan gaan hy in die binneste deel kan woon. Want die buitenste deel reflekteer wat binne aangaan, dit sê vir ons in die Gawe profesie, innerlike geregtigheid getuig van uiterlike geregtigheid. En die twee moet korrespondeer met mekaar, ek het bevrees, ek na myself, ek sien ek nie daar is 'n korrelasie altyd nie. Jesus maak die tempel 2 keer skoon. Kom. Sê dit agtergekom. Toe hy sy bediening begin, maak hy die tempel skoon, en toe hy sy bediening eindig, maak hy die tempel skoon. Toe die Here Jesus aanvaar het as die persoonlike saligmaker, die uitstorting van die vroeë reëns ontvang, en bekering en verlossing het tot u gekom. Dis wat voorstel, die ontkieming van die saad, die opgroei van die plantjie wat nou vrugte gaan dra en heel waarskynlik ryk vrugte gaan hê, of vrugte. En Jesus sê vir ons, voordat julle by die einde van die pad kom, moet julle weer julle lewe gaan skoonmaak. En ek wil vir julle sê, geliefdes, ek vind myself daagliks by die plek waar ek vir die Here sê, Here, stap deur my tempel, my liggaam, stap deur my gedagtes. Ek skoon. Maar ek bevind my gedurig op die plek waar ek my gedurig. Gaan nie tot die einde kan deurgaan. En die Here 'n tweede keer by jou verbykom, vir jy sê, ek het vir jou gesterf. Die Bybel sê, Matteus 21:12-15, dat hy die diere uitgedryf, hy het nie vir hulle gevra nie, nie met hulle gepleit nie, hy het uitgejaag.
En ek lees daarso dat ons moet sonde uit ons lewens uitjaag. Hy het 'n voorraad van gesag gehad, 'n touwtjie wat hy gevleg het, maar hy het hom nie gebruik nie. Dit was genoeg gewees, sy woord. Die engel van die Here dryf vir Adam en Eva die tuin van Eden uit toe hulle gesondig het. Sy woorde word gebruik in die Hebreëse taal. Die teken van oordeel van misnoor. Liefde wat voorsorg gemaak het. God het geweet hoe ek en u gaan sterk, gaan struikel en gaan sukkel met sonde. En daarom het hy voorsiening gemaak dat nie een van julle, en ek wil dit versigtig stel, hoef in te gaan met 'n lewe wat oor jare gebou is en heiligmaking. U moet verlos wees. En langs die pad het Israel die wet van God gekry en begin onderhou. En die Here leer hulle daagliks dat u gaan elke dag wat u vorentoe gaan groei en groter word en meer vrug dra. Maar dit is nie die vereiste vir verlossing. Maar die Here sê in sy diensdaagse boeke dat vir hulle wat in die laaste stryd is, een ek, wat deel wil wees van die 144.000 sonde, die plek bereik waar ons elke sonde laat staan het en elke swakheid oorwin. Alles kan dit nie maak nie. En daarvoor het ons die uitsondering van die laatreens nodig. Daarvoor het ons die beskutting van God nodig. Ons moet in ons binnekamer ingaan en vir die Here sê, plaas 'n engel daar rondom ons. Ons moet die diere uitjaag wat daar nie hoort nie. Ons moet daar die tafels van die geldwisselaars omgooi. Ons moet ons gesindheid regkry. Die reaksie van mense, dit is nou interessant. Ek sien dit in die kerk. Mense vlug uit. En mense kom in. Wie kom in? Die krepeles, die armes, die blindes, die mense wat behoefte het. Toe daar die groot skare van kerkleiers en ander mense uitvlug, toe kom daar 'n ander groepie in. En dan bid die Here. En die Fariseërs kom terug, hulle sê, maak die kindertjies stil. Dis 'n tempel van die Here. Die remoer het hulle nie geplan nie, die vee het hulle nie geplan nie, maar die kindertjies pla hulle. 2 keer na die verhaal, sê die Here vir hulle. As die kindertjies stil bly, sal die klippe uitroep. Jesus maak die tempel skoon, geliefdes, van sonde en van sondaars. In die laaste tyd van ons baie mense sien die kerk verlaat. Ek het net gesien die kerk is leeg. Waar is die mense? As baie dinge kom hulle in die kerk gaan, ek gaan daaroor praat met nie weet waaroor dit gaan. Maar as mense wat inkom, die Here is besig om mense wakker te maak in die wêreld, om stuur hulle na die kerk en sommer dat ons hulle wil arbeid. Die laaste 15 jaar van bediening, die meeste mense wat ek gedoen het, was mense wat hulle self by die kerk gevoeg het. Deur persoonlike Bybelstudie gesoek het van plek na plek om die ware boodskap van God te hoor. Doop, wedergeboorte, bekering, maak die kerk van die Here weer vol, wanneer mense die kerk verlaat sodat hulle is. 2 Petrus 1 vers 4 sê, ons moet deelgenote word van die goddelike natuur. Jesus gaan na sy tempel toe, en maak hom skoon, en toe gaan hy uit die tempel uit, en nooit weer terug te keer nie. Want die symboliek van die tempeldiens het verval. Daar is mense wat in daardie dinge vashou, terwyl dit nie meer van toepassing is nie. Die systeem kom tot 'n einde, die teknologie is in vervulling gebring, profesie is volbring, en tog het die mense dit nie gesien nie. Ek wil baie tyd dat u en ek sal weer terugkeer na waar ons tyd met mense spandeer, tyd met God spandeer, en in onsself inkyk. Vars elke dag, elke Sabbat, elke Woensdag. Ek het hierdie verhaal vertel, ek gaan weer vir u vertel. Love That Never Fails is die titel van hierdie verhaal. Die verhaal van Jack Benny, akteur, komediant, radio, theater, opvoeder. Hy sien 'n pragtige meisie en hy raak verlief op haar, maar sy skaap en hy kan nie met haar praat nie. Hy besluit hy gaan vir haar roos stuur. Hy stuur 'n roos wat hy gereël het met die bewuste om vir haar te gee.
anoniem, geen naam. Volgende dag stuur hy weer 'n rus. Die volgende dag weer. Die vierde dag, toe kan die dame dit nie meer hanteer nie. Sy wil weet wie stuur die russe vir haar. En sy gaan na die bloemiste toe en sy vra asseblief, sê vir my wie dit gestuur. Sy sê, ek mag nie, dit is onverdienstelijk. Sy sê, man, Moses, ek wil weet wie ek gaan nie meer die russe aanvaar nie. En sy sê dit vir haar. En sy ontmoet die man. Vraag van, hoe stuur jy vir my rus? En hy sê, wat ek wil my van jou. En hulle begin 'n verhouding. Vir 47 jaar, sê die vrou, stuur hy vir sy toevrou elke dag 'n rus. Weer reg. Love that never fails. Hy sterwe 26 Desember 1974. En die dag van sy begrafnis, weer het op in die deur, die bloemiste staan daar met 'n rus. Sy sê vir die dame, luister, my man is oorlede. En hy wil die rus gestop. Sy sê, dame, jy verstaan nie. Jou man het vooruit voorsien gemaak dat tot die dag dat jy sterf is en jy elke dag 'n rus ontvang. Sy het nog 9 jaar gelewe daarna, 3 Junie 1983 as sy gesterwe. En die laaste rus wat sy van haar man ontvang het, wat vooruit betaal was op haar begrafnis op haar graf gesit. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy genade voorsien het, wat ek vir u sê, tot daardie laaste dag wanneer die genade weer gaan sluit, is die deur vir u en vir my oop. Wat God vir u verlossing gee verniet sonder verdienste. Wat God se wet vereis, het hy voorsien in die persoon van sy seun Jesus Christus. En dit is vir my genoeg, sodat elkeen wat aan hom glo, soos die Bybel, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die Here vir u seën dit. U die genade wat by u toe uitgehou word sal sien, sal erken en sal aanvaar. En dan sal ons saam in die hemel by daardie tafel gaan sit, om saam fees te vier, met ons bruiloftsketel, wat hy voorsien het. Amen. Dierbare Koning Jesus, ek het na u tuin gekom met my beminde saam vanmôre. En elkeen in hierdie kerk het iemand wat hulle saamgebring het, vir hulle kosbaar is. Iemand wat met saamgaan tot by die einde van die pad, en daagliks, en so dit nodig mag wees, in die tuin sal gaan wandel, om met u gemeenskap te hou, om u gesig te sien, om u teenwoordigheid te voel en die stem van die Engele te hoor. Wil die kerk sien volgens. Mag dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die soete gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wesen bly, van nou af tot in alle ewigheid.